Wag is moeilik as ons nie weet wat volgende is nie. Ons het tydens die Desembervakansie rondom hierdie Kerstyd vir julle gevra, watter Bybelse karakter of karakter in die Bybel inspireer jou die meeste in 'n tyd of 'n seisoen van wag? Die meerderheid van julle het gesê Josef. Nou dit is maar baie interessant, want Josef het nie 'n groot beduidende rol in die Kersverhaal nie. Hy kry nie 'n loflied soos Maria nie, hy kry nie altyd antwoorde nie. Maar as ons na Josef kyk, dan sien ons hy kry drome, en saam met hierdie drome is as te ware eintlik bietjie opdragte en rigting, maar nie antwoorde nie. As ons na die Matteus Evangelie kyk, dan hoor ons gereeld, Josef het gedoen wat die Here hom beveel het. Nou belangrik, Josef sit nie stil en wag nie. Hy neem Maria in, selfs toe dit nie sin gemaak het nie. Hy beskerm 'n kind wat nie syne is nie. Hy verhuis, hy vlug na Egipte toe en hy begin oor. Nou wat sê Josef vir ons as dit kom by wag? Wag volgens die Bybel is nie net om passief te sit en te wag nie. Wag is getrouheid sonder sekerheid. Dis dalk hoekom soveel van ons kan resoneer met hierdie karakter van Josef. Ons kyk in die wêreld rondom ons en ons weet nie wat môre gebeur nie. Ons weet nie wat volgende week in die nuus gebeur nie. Ons weet nie wat hierdie jaar gaan gebeur nie. Daar's soveel onsekerheid. Maar as ons op hierdie fondasie van ons verhouding met die lewende Here kan leef, dan het ons daai sekerheid. Mag ons wag in getrouheid en sekerheid, want ons weet nie wat volgende kom nie, maar God bly dieselfde. Hy bly getrou.